hoofnuus vanaand. Die nasionale begroting kry die groen lig in die parlement met 194 LP's daarvoor en die DA wat saam met die EFF en MK daarteen stem. Oorlewendes steeds onder pyn gevind meer as 5 dae sedert 'n 7,9 skudding Mandalay, Myanmar getref het. En die eerste Maleise tapierkalf is in aanhouding in Spanje gebore. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die regering vir nasionale eenheid is in die weegskaal nadat die DA teen die nasionale begroting gestem het. Die begroting is na 'n debat met 194 stemme teen 182 in die nasionale vergadering goedgekeur. Dit was egter vooraf gegaan met verskeie tussenwerpsels en 'n uitjouery van sprekers. Die ANC het vroeër vandag gesê die DA sal nie 'n begroting kan oorsien wat hy nie goedgekeur het nie. Ons bring jou die berig 'n bietjie later in ons bulletin. Na afloop van verrigting in die parlement het die DA en die EFF behoorlik vuur gespuug, maar Action SA sê hy is bly dat die ANC sy resolusie aanvaar het. Die nasionale vervolgingsgesag sê alle regsopsies word oorweeg nadat sy saak teen die evangelis Timothy Omotoso misluk het. Omotoso en sy medebeskuldigdes Lusanda Sulani en Zukisa Situ is in die Oos-Kaapse Hooggeregshof vrygespreek op 32 aanklagte van verkrachting, mensenhandel en rampokkery. Regter Irma Skuman het die staat oor die kole gehaal vir onetiese gedrag in die saak. Die stigting van 'n kletsgroep vir alle klaars en die versuim sonder om redes te verskaf om al die getuies te roep om te getuig is van die voorbeelde wat die regter genoem het. Sy bestempel die staat se vlugtige kruisondervraging van beskuldigdes as 'n ramp. Van die 9 dae toegelaat vir kruisondervraging het die staat 'n skamele halwe dag gebruik. Die regter sê die staat het selfs versuim om na te gaan hoe getuies se getuienis vergelyk met selfoonrekords. Sy sê hoewel sy nie bevind het dat die getuies se weergawe van gebeure onwaar was nie, het die staat nie daarin geslaag om sy saak bo alle twyfel te bewys nie. In the light of all the circumstances of the case, that the state has not proved its case beyond reasonable doubt. Yes. Quiet, please. The accused are found not guilty and are discharged on all the charges. Regter Skuman het ook die optrede van die eerste getuie, Cheryl Zondi, bevraagteken. Zondi het in 'n brief aan die direkteur van die NVG, Shamila Batoy, gevra dat die voormalige staatsaanklaer, advokaat Ngeban Telwa, weer teruggebring word nadat hy onttrek is aan die saak. Extremely disappointed. I'm furious. This has been 8 years of not just my life, but all of the witnesses involved. Terwyl die NVG sy opsies oorweeg, sê hy Omotoso gaan gedeporteer word na Nigerië. Once the leadership of the NPA study the judgment, we will weigh our options that are available for us going forward. One of them being an appeal. And in as far as the comments she made, we cannot ignore them. Omotoso wou hom nie uitlaat oor sy volgende stappe nie. Hy was in aanhouding sedert sy inhegtenisneming in 2018, terwyl sy medebeskuldigdes elk borgtog van R2000 toegestaan is. Die ondersoek na die dood van 21 minderjariges in 2022 by die Enyobeni Taverne in Oos-London is in Mdatsani Landdroshof hervat. Die eienaar van die taverne, Vukazi Ndevu, het bevestig dat 'n dagboek gevind is waarin die bestanddele van tuisgemaakte alkohol neergeskryf was. Die dagboek is deur skoonmakers in die taverne gevind en aan die polisie oorhandig. Die bladsye met die resep was egter uitgeskeur. Ndevu het ontken dat sy versuim het om die veiligheid van die besoekers aan die taverne te verseker. Sy het erken dat daar noodtoerusting in die gebou was, maar dit is nie die dag van die tragedie gebruik nie. Die regsverteenwoordiger vir die families, advokaat Vuyisile Mkabi, het aangevoer dat Ndevu klagtes oor die verontagsaming van regulasies by die taverne geïgnoreer het.
Volgens hom was daar geen kennisgewings wat aangedui het dat persone onder 18 nie op die perseel toegelaat word nie. Ndebvu het die aantuigings ontken en gesê sy was onbewus dat 'n spesiale permit van die Oos-Kaapse Drankraad nodig gehad het om die geleentheid aan te bied. In Mandalay, Myanmar, het die dodetal tot meer as 2800 gestyg. 'n 13-jarige meisie is uit die puin van 'n ineengestorte klooster gered. 13 van haar klasmaats het in die ramp gesterf. In sentraal Myanmar is nog 'n oorlewende onder die puin van 'n ineengestorte hotel gered. Die regerende weermag het 'n tydelike wapenstilstand aangekondig tot 22 April. Die regering hoop om vinniger hulpvoorraad en materiaal by rampgebiede te kry. Reddingsspanne werk onverpoost om oorlewendes te vind en diegene in nood by te staan. In Londen het die hoof van die Heathrow lughawe se operateurskomitee getuig dat hy die lughawebestuur 2 keer gewaarsku het oor die volhoubare kragvoorsieningsvermoë van die substasies voordat 'n brand 'n 18 uur lange sluiting van Brittanje se besigste lughawe veroorsaak het. Nigel Wiking het aan die parlement se vervoerkomitee gesê hy was bekommerd oor die substasie se volhoubaarheid. Die brand het op 21 Maart die aandag gevestig op die toestand van die land se kraginfrastruktuur. Meer as 300 000 passasiers is gisterand gelaat en lugrederye het miljoene rand verloor in die 18 uur wat die lughawe sonder krag was. Spanje se Baiepark Fuengirola het die geboorte van 'n Maleise tapierkalfie verwelkom. Dit is die eerste kalf van die bedreigde spesies wat in aanhouding gebore is. Beide ma en kalf is in kwarantyne met toegewyde verpleegpersoneel wat hulle monitor. Daar is slegs ongeveer 2500 Maleise tapiers wêreldwyd oor, hoofsaaklik weens habitatvernietiging. Die kalf se geboorte in die dieretuin is een van 25 wat die afgelope dekade aangemeld is. Die geslag moet nog bepaal word, maar dit het tussen 8 en 10 kg by geboorte geweeg. Wêreldmarkte is gespanne in afwagting van die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging van 'n selfs groter vlaag invoerheffings. Die Amerikaanse effektebeurs op Wall Street het skerp gedaal op die dag wat Trump Bevrydingsdag gedoop het. Hoewel sommige leiers waarsku teen 'n verskerping van die handelsoorlog, is ander, insluitend die Europese Unie, oorgehaal met vergeldingsmaatreëls. We're going to charge countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. Europa is een van die tradisionele vriende van die VSA wat maatreëls teen hom verwag. Europe did not start this confrontation. We think it is wrong. But my message to you today is that we have everything we need to protect our people and our prosperity. We have the largest single market in the world. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. Volgens Trump gaan die hele wêreld geraak word deur die maatreëls. Die Withuis het egter aangedui dat klem geplaas gaan word op lande van 2 kategorieë: groot handelsekonomieë wat onwedersydige heffings het en lande waarvan die VSA meer koop as wat hy verkoop. Hier is Suid-Afrika opnuut in die spervuur. Die VSA koop 166 miljard rand meer goedere van Suid-Afrika as wat Suid-Afrika van die VSA koop. Ook binne in die VSA is die luim gespanne. Op Wall Street het Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq skerp gedaal en die beurs beleef sy swakste kwartaal in 3 jaar. Donald Trump is taking away things working people vitally need, all to do tax cuts for the billionaires. He is raising people's prices to do tax cuts for the billionaires by imposing tariffs, which will again help the billionaires get even a greater tax cut. Donald Trump het in sy verkiesingsveldtog beloof dat hy pryse vir Amerikaanse verbruikers gaan verlaag. Wanneer Amerikaanse maatskappye meer moet betaal vir materiale, onderdele en produkte, gaan dit egter juis verbruikers wees wat aan die kortste end trek.
In plaaslike nuus, die motorbedryf in Suid-Afrika het voorgestel dat die regering nuwe markte ondersoek in afwagting van die verlies aan uitvoere na belangrike Amerikaanse markte. Dit is in afwagting van 'n 25% heffing op die invoer van voertuie en sekere motoronderdele wat dalk van môre af sal geld. Die heffing, wat deel is van die Amerikaanse president Donald Trump se eskalerende handelsoffensief, het kommer oor die toekoms van handelsooreenkomste soos die wet op groei en geleenthede in Afrika, AGOA, laat ontstaan. Sommige rolspelers in die motorbedryf sê die regering moet 'n strategiese benadering volg in gesprekke met Amerika oor die heffing. Right now, if you look at catalytic converters as an example, South Africa is the largest producer of catalytic converters globally. So we could look at, also increasing our tariffs to certain markets that we export to, and also, make it lucrative for the South African economy as well. Suid-Afrika het in 2023 270,8 miljard rand se voertuie en komponente na ongeveer 100 lande uitgevoer, waarvan sowat 10% na Amerika. Volgens Reddy kan die nuwe Amerikaanse tariewe 'n beduidende impak op die bedryf hê, veral vir gewilde uitvoermodelle. The likes of China and India as an example, who are producing vehicles at way higher volume. The US has surpassed, China has surpassed India and the US as an example. And it's just a factor of demand and what consumers are looking for. Intussen sê die regering, hy beplan nie om teentariewe teen Amerika in te stel nie. Ons gaan nou voort met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. En ons is terug by ons hoofstorie van die dag. Die staande komitee oor finansies se verslag oor die begroting se fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle is na 'n ewige debat met 194 stemme teen 182 in die nasionale vergadering goedgekeur. Dit het kommer laat oplaai oor die DA se voortgesette deelname aan die regering van nasionale eenheid. Volgens die party sal hy later vanaand of môre sy besluit bekend maak. Die debat en stemmery oor die begroting se aangepaste fiskale raamwerk en inkomstevoorstelle het meer as 3 uur geduur, nadat dit verskeie kere deur tussenwerpsels en 'n uithouery van sprekers onderbreek is. COMA 5 will generate 15.5 billion rand. Okay? What does our data tells us about VAT? Our data says VAT is paid by the 76% is paid by the 3 upper income categories. What does that mean? It means 10.26 of this VAT is going to be paid by the 3 upper income categories. The remainder is going to be paid by what we call the lower income categories, which is 3.24 billion. Ingevolge die goedgekeurde verslag word die omstrede verhoging in belasting en toegevoegde waarde en die belastingkerf aanpassings vir 30 dae uitgestel. Dit is om die nasionale tesourie tyd te gee om alternatiewe bronne te vind vir die 28 miljard rand wat deur die BTW verhoging en aangepaste belastingkerwe verhaal sou word. Die DA en ander partye wat teen die verslag gestem het, wou hê dat enige verwysing na die BTW verhoging van 0,5 basispunte uit die fiskale raamwerk verwyder word. Die voorsitter van die nasionale vergadering, Cedric Vrolik, het vroeër teen 'n versoek beslis dat 'n geheime stemming gehou word. 182 voted against and 194 voted in favor. Die minister van Finansies Enoch Godongwana en die voorsitter van die staande komitee oor finansies het die uitslag verwelkom. Godongwana het verduidelik hoe die nasionale tesourie oor die voorgestelde BTW-verhoging besluit het. Has exposed National Treasury as a ministry that doesn't consider or take country public participation democracy serious. National Treasury was advised by both the FFC and the Parliament Budget Office not to increase VAT, as this will worsen the hard living conditions enjoyed by the poor masses of our people. This advice was ignored. Politieke partye wat teen die verslag gestem het gedreig met regsoptrede. Godongwana het gedurende die debat die voortgesette deelname van partye wat teen die verslag gestem het bevraagteken. They genuinely thought they were changing the budget with their flimsy, pointless recommendations.
and they didn't come to the committee with even a basic understanding of the Moneyballs Act. Or, alternatively, these parties knew exactly what they were doing and were trying to make South Africans the victims. Die Nasionale Raad van Provinsies sal binnekort oor die aanbevelings in die verslag stem. Dan kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Ja, en ons moet groet, dankie vir die saamkyk, mooi aan verder. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vannag 60% kans vir reën in die noordelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën. Andersins bewolk met baie mooi weer langs die Weskus. Vir môre duur reën steeds voort. Ons sien is baie nat oor groot dele van die land. 'n 80% kans vir reën in dele van die Noord-Kaap, Noordwes en dan ook in Vrystaat. En dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën langs die Plateaurand met miskolle wat dan strek vanaf die noordelike tot al die pad langs die oostelike dele van die land. Kom ons kyk nou na ons waarskuwings. Ons sien vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van die Noord-Kaap en dan sien ons ook in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng en dan ook in dele van Mpumalanga. Môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie in Noordwes, die Noord-Kaap, sien in die Vrystaat en dan in Gauteng en dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën. Toestande bevorderlik vir ons staan van weggolfveldbrande word dan ook verwag in dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons temperature. Ons begin in Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Carletonville 15-19 en dan Vereniging en Johannesburg albei 15-19 ook. In Limpopo sien ons is baie nat in die provinsie. Lephalale 21-26, Phalaborwa het 'n maksimum van 24 en dan Burgersfort 17-23. Onze volgende provinsie is Mpumalanga, baie nat in die provinsie, Skukuza maksimum van 24, Secunda 15-20 en dan Mbombela het 'n minimum van 19. Onze volgende provinsie KwaZulu-Natal, Ulundi 17-20, Richards Bay 18-22 en dan Durban het 'n minimum van 21 en 'n maksimum van 23. In die Oos-Kaap koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie, Oos-London 'n maksimum van 23 en dan Graafrenet 10-27. In die Weskaap baie mooi weer en sonnig langs die kus, Kaapstad 14-33, Hermanus 18-26 en dan Mossel Bay en George albei 'n maksimum van 24. In die Noord-Kaap nat hier, Kimberley 15-26 en dan Calvinia het 'n maksimum van 32. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Frankfurt 12-22 en dan Bloemfontein 'n maksimum van 25. Ten slotte Noordwes baie nat in die provinsie, Klerksdorp 15-23 en dan Lichtenburg het dan 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.